myself en Dr. Andries en Louis gaan ons hande op hulle lê. Maar ek hoor die Gees sê, iets wat jy weet, maar is al kleintyd af, wat die hand van die Here onder jou was. Want hy het sy plan alreeds gehad vorentoe. So hy het jou van kleintyd af in lyn bring, sê die Gees, om jou te bring tot waar jy nou is. So al die pad wat jy geloop het, sê die Here, ek was met jou. Ek het saam met jou al gestap. Ek het jou opgetel en ek het jou hoër gevat as wat jy gedink het jy gaan wees en self jou verwagting. Ja, sê die Here, maar dis nie die einde nie. Want my krag en my heerlikheid wil ek openbaar. Deur jou lewe en jou gesin se lewe in julle gemeente en ook in die dorp. Sê vir is 'n tyd soos nou wat jy geroep is om 'n spesifieke ding te doen. 'n Spesifieke daad, 'n spesifieke ding wat die Here in gedagte gehad het. Om die koninkryk oop te sluit. Ander mense het dit toegesluit, sê die Gees, maar die Here sê hy wil jou gebruik om dit oop te sluit, sodat mense kan inbeweeg en die koninkryk van die Here openbaar word. Dis hoekom jy ook van kleintyd af geroep is om by hierdie tyd hier te wees vir nou. Jy het op 'n ander manier groot geword, maar dit het gebeur in jou kleintyd, jou opgroei, en jou gebring in kompliment saam met hom om dit doen wat die Here wil doen in die plek. So daarom sê die Here, ek jou geroep vir dit om te doen, om vas te staan en te sien hoe ek my goedheid in jou lewe ook openbaar in ander mense se lewens. Daarom die tyd nou gekom, dat die Here deur jou wil werk, op verskeie maniere. Ek hoor die Gees sê, ons het tydjie net een ding in ons kop, maar they are much more, daar's goede. Hy praat van bedelinge van die Gees, in die Hebreërs praat bedelinge, wat alles is weet ek nie, maar dis wat hy wil doen. Daarom sê die Gees, moet jy sê, moenie skaam wees en teruggedrokke wees nie. Gaan vir dit, wat hy vir jou gee om te doen. En sy heerlikheid openbaar word. Amen. Amen. Kom julle hande op hom, kom staan julle voor, kom lê julle hande, per, kom lê jou hand hier op haar. Kom Dr. Andries, bid jy vir ons. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om ons hande te lê op die dienskneg van die Here. Here, ons voel soos Paulus met Timoteus. En waar Paulus vir Timoteus gesê het, laat niemand jou jonkheid verag nie. Maar doen jy wat die Here in jou geplaas het. Here, ons dankie vir Tron en vir Jessica. Here, u roep nie net die een nie, u roep albei. Dankie vir u roeping wat onlosmaaklik op hulle lewe is. Ons erken dit, ons sien dit, ons ervaar dit. Here, en ons weet dat u 'n pad met elke mens stap op elkeen se unieke wyse. Ek wil bid dat hulle bewus sal wees van die pad wat u met hulle loop. Dit nooit sal teestaan nie, dit nooit sal bevraagteken nie, maar dit net in geloof sal uitstap. En Here, soos ons wat uit ervaring uit ook hierdie pad geloop het en nog steeds loop, weet ons dat ons nie altyd alles verstaan nie, maar dit is nie waarvoor ons geroep is om alles te verstaan nie. Ons is geroep om u te volg en te gehoorsaam, want u verstaan alles. En wanneer ons dit doen, dan uiteindelik verstaan ons wat gebeur. Ek wil bid dat hulle daardie onverskrokke geloof sal hê. Wanneer hulle voor die groot besluite kom en net sal weet, ons hoef nie die antwoord op te diep nie. God het dit. En wanneer ons gehoorsaam daarin loop, sal die Here sy woord gestand doen. U gaan nooit terug op u woord nie, en ek wil bid dat u woord oor hulle, die lewende woord, sal bevestig op 'n daaglikse wyse. En wanneer die aanslag daar is, en wanneer mense
mense en dinge wat rondom hulle gebeur en hulle die stemme hoor, dat u stem die helder stem sal wees wat hulle sal volg. En hulle nie sal dat mislei en onderkry deur die ander stemme nie, maar dat u stem klokhelder sal wees in hulle gemoed, in hulle gees, in hulle hele wese, dat u heerlikheid, dit waarna hulle ook elke dag smag, in 'n volle maat in hulle geopenbaar sal wees. Want Here, ons weet dat in onsself voel ons onbekwaam. Maar ons weet, Here, dat u juis onbekwame mense bekwaam maak. Dankie dat hulle bekwaam is, omdat u hulle bekwaam maak. Nie uit hulle eie bekwaamheid nie, maar omdat u dit doen. Dankie dat hulle in geloof daarin kan wandel elke dag. Dat u naam in en deur hulle verheerlik word. Dat Christus Jesus die sentrale persoon sal wees. Nie mense nie, nie organisasies nie, nie snaakse goed nie, maar Jesus, die Christus, die Seun van die lewende God. En ek dank u daarvoor. Mag hulle u seën ervaar in volheid. In Jesus naam. Amen. Amen, amen. My broer, wat van die boot afgeval het, wil jy na my toe kom ook, asseblief? Ek wil jou terugsit op die boot. Kom staan nie by my, hy het jou spyt het vir my gesê, maar hy dink, kom staan by my, hy het van die boot afgeval, baie seer gekry, op die grond, ja, nie op die see nie, hy kan swem, hier is klip, daar swem hy nie. Hierdie kant is nog beseer, sy oog is nog 100%, dit is 2 jaar terug. En ek vanoggend terwyl hy staan en ons sing, wie van julle weet daar is meer om ons aan die gang as wat jou oë sien? Ja, ek staan hier langs Rita en sing en het 2 keer my vanoggend gebeur, dat ek sien, hier waar Dr. Annie sy kop is hoor op, sien ek mense met hande wat so in die lug staan. Klomp, ek sien baie mense. Ek sien is lofprysing, dit is al wat kan wees wat God eer en heerlikheid bring. Maar in daai situasie, toe dink ek aan hom, want ek self was ek moes in operasies gaan en dinge wat my gebeur, my hele rug was heeltemal in 'n toestand gewees. Maar ek wil jy moet u weet, die Here het my rug volkome gesond gemaak, dat ek nooit operasie nodig gehad het nie. Hy maak bene gesond. Ek het gesien hoe hy blindes laat sien en dowes laat hoor. En ek dink ons gaan vir hom bid vanoggend. Dat hier vandag begin 'n wonderwerk wat hierdie goed genees in sy liggaam. Wie van u wat nou hier is, kan saam stem dat God in staat is om vir hom 'n ding te doen. Jy hoef nie jou hand op te steek nie, jy kan as jy wil. As jy saam met my glo. Ek soek net die wat saam met my glo. Jou hand op, hou jou hand daar. Kom evangelis. Bid vir ons broer. Here, dankie dat ons vanoggend kan kom om lewe te spreek oor die liggaam van jou kop tot die tone in die naam van Jesus Christus. Here, ek bid dat die salwing nou sal kom oor hom, wat vir hom vrede bring. Here, ons proklameer vanoggend die perfekte werk van God. Uit u woord uit, klik elke ding presies waar dit moet wees en skuif elke ding in lyn presies waar dit is. Alles wat uit lyn is, kom nou in lyn. Ek spreek shalom, vrede van God oor jou in die naam van Jesus Christus. Ek spreek die volheid van Jesus Christus, die volle werk van die kruis kom nou in werking in jou liggaam. Dit sal 'n getuienis wees daar, dit is net ja en amen. Here, ek bid dat die salwing nou sal kom om ook sy hart wat kan glo, is te kom gesond maak. Dankie dat hy nou u kan ontvang, Here, wat hy nou in sy liggaam en in sy liggaam doen. Laat die koninkryk van God nou oor hom kom in die naam van Jesus. Ons kom net vanoggend en we all come in agreement, Here, dat u by mag is om veel meer te doen as wat hy ooit kan vra, ooit kan dink of kan bid of kan droom. Dit kom doen u nou in die liggaam. So wees nou genees. Wees nou genees in die naam van Jesus Christus. Ontvang nou die volheid van die Heilige Gees wat in jou hart kom werk. Here, dankie dat u nou kom bou. U bring by mekaar, u skuif rond.
Dit wat weg was is nou terug. Niks verlore nie, niks gebreek nie. Niks uit nie, alles in lyn. Volgens u perfekte ontwerp vir hom. Die salwing nou kom in die naam van Jesus Christus. Lord, Here, ek dank U nou vir hierdie weefsels in hierdie oë. En agter die oë in elke deel van hierdie biologie soos wat U dit bymekaar gesit het, ontvang nou lewe. Oop. Genees, gesond, heel tot eer van God in die naam van Jesus. Lewe, God se lewe nou in Jesus naam. Here, dankie dat hy nou overwhelmed is, Here, met U liefde vir hom. U aanvaar hom. U kies hom. U sal hom nooit verstoot of verwerp nie, Here. U nooi hom nou in om die goedheid van die Here te sien in die land van die lewendes. Ontvang nou net in Jesus naam. Ontvang nou in Jesus naam. He's an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Halleluja, halleluja. Ons loof die Here, ons prys hom. Hy is die God wat genees, wat herstel en wat reg maak. En vandag gaan die herstel kom en restaurasie kom hierso in hierdie gebou. Is julle met dit? Ontvang julle dit? Wie is nog siek hierso? Wie voel nie lekker nie? Wie het 'n kwaal? Wie het steek met jou hand op? Gaan jy op die spot sit? Jy gaan 'n gesonde uitstap. Jy gaan gesonde uitstap. Is daar nog iemand? Kom nog. Hierso genesing vir jou. Jy gaan dit ontvang in Jesus naam. Ons gaan praat vandag en ons gaan kyk wat die Here doen. Ja, vir jou ook. Almal kry genesing. Amen. So kom ons kyk waantoe die Here ons vat vandag. Baie dankie Pastor Jethro. Dankie aan die Here aan sy getrouheid. As julle weet wat deur my hart gegaan het net voor dit, dan sal julle goed weet dat die Here het vir my nou uitgehaal en net weer bevestig dat ja, nie dat ek worry nie, maar 'n mens kom staan nie altyd hierso en jy voel opgesaik om te preek nie, verstaan? Jy is nog steeds in hierdie vlees vasgevang met emosies en alles en partykeer voel jy nie op 'n high nie, maar ek weet die gees van die Here is sterker as die vlees, verstaan? Ek word nie beheer deur die vlees, ek word beheer deur die gees. So ten spyte van as ek op 'n down voel, bepaal dit nie my uitkyk van hoe die preek gaan wees nie. Verstaan? Want ek weet die een wat in my is groter en sterker. Ek weet wat by mense onmoontlik is by God moontlik. So ek weet as ek sleg voel, dan voel hy lekker. En dan gaan hy oorkom en hy gaan dit vir my doen en hy gaan dit doen. En hy is nou besig om dit te doen. Dis die wonderlike voorreg om gevul te wees met die gees van God, die lewendmakende gees. Jesus sê ek het gekom vir jou lewe te bring en lewe in oorvloed. Dit is dit. Dit word nie bepaal deur my emosies nie, dit word nie bepaal deur my finansies nie, dit word nie bepaal deur my gesin se konflik of whatever ter sprake mag wees daar nie. My emosies en dit wat ek voel tel nie, want dit word net so verander. Ek weet dit vir 'n feit, ek ervaar dit nou soos ek hier staan, het dit net so gedraai. Verstaan? Dit vat tot op 99.999% vat dit geloof. Jy sê, Here, ek ontmoet jou daar. Dis jou woord. Ek staan. Terwyl ons worship, dink ek aan hierdie week, toe praat ek met die Here, en ek staan, ja, ek is in die toilet, en die Here sê vir my, sit my op die spot. Ek sê, maar ons doen dit nie. Hy sê, hoekom doen jy dit nie? Ek sê, want ons as mense hou nie daarvan nie. Ons hou nie daarvan om op die spot gesit te word nie. As ek gedurig, as ek met iemand praat en sê, ja, maar ek sien daai ou nie.
Ek hou nie van as mense my op die spot sit nie. En God is die teenoorgestelde in my gebed met hom sê vir my, maar ek wil op die spot gesit word. Ek is die koning. Jy is die burger van die koninkryk. Verstaan, die koninkryk soek die druk van sy citizens af, maar dit bevestig dat die citizens glo in die koning. Hy soek daai druk, hy soek vir gelowige kinders wat weet wie hulle pa is. Nie net praat nie, maar wat weet, dat 'n wonderwerk gebeur by jou wedergeboorte, waarop ons nie fokus lê nie, wat ons vergeet van. En ons vat dit van selfsprekend. Ek en Jessica ry van die hospitaal af weg nou die dag. En ek dink soos hierso lê soveel mense in die hospitaal wat alleen voel. Ek sê vir ek en jy is so bederf met hierdie wete van maak nie saak al is ek alleen, wherever ek is, ek weet ek is nie alleen nie. Ek weet ek is nooit alleen nie. God is altyd daar. Sy gees is in my, dit wandel so in my gedagtes en ek kry, dit is impossible om alleen te voel vir my. Maar tog is daar mense wat lê in 'n hospitaal en hulle het nie hierdie wedergeboorte ontvang soos wat ek en jy het geontvang het nie. Ons vat dit for granted dalk. Ons gaan deur ons lewe en ons werk en alles en ons ek is een met die Here en ek ervaar sy in my teenwoordigheid. Ek is nie alleen nie, maar ek dink jy ons besef die diepte en die swaarte daarvan as jy dit claim en jy sê dit. Want almal het saam met my gestem nou. Ek voel nie alleen nie. Ek mag dalk afvoel, my emosies kan dalk my drop of whatever, maar ek voel regtig nie alleen nie. Al voel ek in 'n gat of al voel ek whatever, diep in my wese, diep binne in my hart, getuig die gees van God van jy is nie alleen nie. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Moenie hopeloos wees nie. Moenie te neergedruk wees nie. Moenie radeloos wees nie. Ek is konstant by jou. En dit is net vir my, wow. As jy net gaan sit en jy gaan sit en mediteer weer 'n bietjie op die feit dat jy nie alleen is nie. Dis genoeg. Ons het ons gebedslewe gemaak 'n plek van need. Verstaan? Ons dink gebed is waar ek vir God sê wat ek need. Dis nie dit nie. Dis nie my gebed nie. My gebed is Here, ek weet ek lewe in die wêreld. Ek is net dankbaar dat ek wedergebore is, dat daar 'n waarheid heers in my, ten spyte wat aangaan, iets anderste, die gees van God getuig in my 'n ander waarheid, en daarop lê ek, dankie dat ek weet, want anderste was ek in duisternis. Hy sê, ons het van duisternis af oorgegaan in lig. Dus ek is aangeswitch, ek weet, ja, ek sien oorlog, ek sien my rumors of wat ook al daar te sprake mag wees. Ek sê, maar hier's 'n ewigheid wat heers in my hart. Hy sê in Johannes 17 vers 3, hy sê, hy vra Jesus, wat is die ewigheid? Hy sê, dit is die ewigheid, dat hulle u ken, Vader, en u Seun Jesus Christus, wat u gestuur het. Dit is die ewigheid. Daar heers 'n ewigheid in my hart. My denkwyse is nie gelimit op jaar tot jaar, 'n 24 uur cycle nie. My denkwyse is unlimited, want is gerig op die ewigheid. Want daar's 'n ewigheid wat heers in my hart. Dis koninkryk wat heers in my hart. Ek lê ag daarop, ten spyte van my emosies, ten spyte hoe ek voel, dis irrelevant, want daar heers 'n koninkryk in my hart. Jy kan kies of jy hardloop met dit. Hierdie ek gaan net daarby kom as die Here wil hierdie newness of life waarvan Paulus praat. Newness of life. Dis nie vir eendag nie. Hy praat van daar, hierso, nou, in die huidige. Hy sê, ons bid 'n gebed van net need en need en need, in plaas van om te bid, Here, wat het jy kom bring? Wat het jy kom herstel op hierdie aarde? Jy weet, ek kyk nou hier 'n springbokkie geloop. Weet jy hoe hoog spring daai springbok? Maar hy's in so 'n kampie. Met so heininkie om. Hy kan los sy oor spring, maar hy weet dit nie. Hy weet dit, hy is so geprogrammeer van kleins af, het is om in hy kampie gesit, hulle is fyn. Hulle kan nie uit daar nie.
maar die kampie, hulle spring 3 keer daai ding se hoogte. Hulle kan gaan waar hulle wil. Hier is hierdie hele berg, hierdie veld hier af. Hulle kan 'n joule of a time hê, maar hulle dink hulle is ingekamp. Hulle is nie ingekamp hè. En baie van ons dink ook so. Ons denkwyse. Ons is ingekamp. Ons is in daai gemaksone. Ek kry kos hierso is water. Hoekom gaan ek wil weggaan? Hoekom gaan ek wil hierdie Christendom te ernstig opvat? Christendom is nie om kerk toe te kom op 'n Sondag nie. Christendom is om die lewe te lewe wat Jesus kom wys het. Wat God het die mens so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het. Sodat die wat aan hom kan glo nie verlore sal gaan nie. Ek weet julle hoor dit baie, maar God het die wêreld so lief gehad. God het die wêreld so lief gehad. God het vir jou so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het. Dis as gevolg van liefde. En ons is ingekamp in ons denke. Ons is ingekamp soos hy Springbok ingekamp is in sy denke. Dit gaan nie meer vir ons oor liefde nie. Ons het vergeet dat God het ons eerste lief gehad. Ons het vergeet dat dit is as gevolg van God se liefde vir jou dat hy sy seun gestuur het. Ons het vergeet dat dit alles het begin uit liefde uit, nie uit 'n kwaad vir jou nie. God moes bitter baie dink van jou, om sy seun te stuur, om vir jou toe te gaan. Hy moes soveel geglo het in jou, dat jy waardig is, dat hy homself in mensvorm stuur aarde toe, dat hy homself in 'n kruis vasspyker. 'n God wat dit doen vir my en jou, so liefde het ek nog nooit gesien nie. Sit Romeine 5 op asseblief. Ek dink is vers 8 of ek is seker nie, waar is hy nou? Die Romeine 5, wat het ek vir jou gegee daar? Romeine 5 vers 8, hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En jy kan maar hoe heilig wees en hoe baie kerk toe kom en alles. Ek sê, as jy nie gaan glo dat God jou liefhet nie, gaan jy nie glo jy's vergewe nie. En as jy nie dit glo nie, as jy nie God se liefde vir jou glo nie, as Johannes 3 vers 16, maar net nog 'n versie geraak het vir jou, 'n mooi dingetjie wat jy kan sê, dit gaan oor die liefde. As jy nie weet hy het jou lief nie, en jy kan nie sê jy weet hy het jou lief nie, want die kruis bewys sy liefde. Die goed wat nie in die Bybel is nie, wat in die geskiedenisboeke opgeteken is, almal praat van Jesus Christus. Ja, en my heersers, konings, almal, wie ook al was in die geskiedenisboeke, wat almal mention vir Jesus, al soveel manuskripte wat vir Jesus mention in hulle opname van hulle lewe, verstaan, hulle te doen, hulle weet van die Jesus Christus, hulle weet daar was 'n kruis, hulle weet hy het gesterwe, hulle weet van hy het opgestaan. Dis nie 'n opgemaakte storie hierdie nie, hierdie is die mees gedokumenteerde, mees gerekordste event in die wêreld. En die wêreld maak dit asof dit net 'n storie is. Maar as die meeste evidence, die meeste manuskripte vir hierdie event om te gebeur het, as enigiets anders, as Hitler of enige iemand. En ons glo al daai stories. Hierdie is die waarste van die waarste. Dat 'n God aarde toe kom en homself in 'n kruis vasspyker, omdat hy lief is vir my en vir jou. En ek het nou al gesien die afgelope tyd. Dit is wanneer iemand glo in daai liefde. Dis wanneer iemand glo dat die seun het vir my gesterf. Wanneer wonderwerke gebeur. Wanneer alles shift. Nie wat jy doen nie, maar wat jy glo. As jy glo in God se liefde, as jy glo dat sy hart, jy was op sy hart. En jy kan nou maar sê, ja, maar hoe werk het? Ek was nie daar nie. Hou net daai, waar is nou, hy sê, dit word juist daarin geopenbaar, Romeine 5. God se liefde word juist hierin geopenbaar.
geloof, ware geloof, werk net deur liefde. As ek nie in God se liefde gaan glo nie, dan gaan ek nie die egtheid van geloof in my bekom wat ek nodig het om nie goed te wil hê wat ek wil hê nie. Dis wanneer ek deur liefde werk en om vertrou dat hy my gegewe het. En jy kan nou maar, ons praat die afgelope tyd, het ek al baie daaroor gepraat, maar ek lees in Efesiërs 2, daar praat hy ook van God predestined us for these good works, verstaan? Hy sit gou Efesiërs 2 vers, nou moet ek sit gou Efesiërs 2 net op, en dan maak ek by hoofstuk 1 oop, ek moet net gou iets kyk daar, ek weet nou nie wat se vers, dis Efesiërs 2, sorry, hier kom nou ander goed op in my hart wat ek nie, vers 10 sê hy, for we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God prepared for us beforehand. Vooraf, these good works, everything in your life has been predestined. It has been prepared beforehand. Nothing is new. You are moving into something that has already been set. Understand? Verstaan dan nie? Jou lewe, ek het al hoeveel keer gepraat, is uitgeleef vir jou. He predestined these things. Hy sê, so that we would walk in them, living the good life which he pre-arranged and made ready for us. Al hierdie goed wys op nou. Hierdie is nie eendag ding nie. Ons bid van, ons het dit 'n gebed gemaak om hemel toe te gaan. En as ek hierdie briewe van Paulus lees en ek lees die woord van God en ek sien hoe hy mensdom so waardevol geag het om te kom sterf vir hulle, dan sien ek 'n God wat iets kom purchase het, wat iets kom koop het, wat verlore was, weer teruggebring het, en die prys betaal het aan die kruis, eens en finaal, en het teruggekoop het, so, want ek kon nie die prys betaal nie. Die prys was te duur vir my. Ek kon nie eens naaste by het uitkom nie. En ons het dit gemaak in 'n gebed van eendag uit. Nie nou nie. Ons vat die hoop wat Christus gebring het aarde toe, en ons skuif dit uit, ons plaas dit daar. Ons sit dit so ver weg van die kerk af. Hulle is fyn daarmee. Hulle sit soos 'n springbok in 'n kampie, hulle weet nie hulle kan oorspring nie. Die draad is net so hoog. Die lewe lê daar buite voor jou. Hy dink so baie van jou potensiaal en die purpose wat hy in jou gesit het, dat hy afkom aarde toe en sterf vir jou. Vir nou, vir lewe hier. Nie vir 'n fairy tale, die strate is van goud eendag nie. Daai strate van goud dis geregtigheid. Dis nie 'n fisiese straat nie, dis is 'n righteous, en goud is kan nie verlore gaan nie, dis everlasting. Dit is waar jy is. En dit begin nie met jou uitgaan hier nie. Dit begin met jou wedergeboorte, waar jy die ou afsterf en die newness of life opneem. En ons wandel in hierdie good works, pre-arranged. Wat sê hy daar? Reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works which God prepared for us beforehand, taking paths which he set so that we would walk in them, living the good life which he pre-arranged. Daai is nie 'n eendag storie nie, daai is 'n nou storie. Daai is 'n kingdom story. Dit is wat Jesus gebring het. Dit is waarin ons wandel. Dit is 'n newness of life that he created in Christ Jesus for us, for now. En dit is ek sien dit daar waar die ou kliek, hy's vergewe. John G. Hy het ook gesê, hy kyk in al sy meetings, hy sê, wherever there's a sinless conscience arising, hy sê, boem, kom die krag van God. En mense word genees, links en regs, word gesond. Dis wanneer hulle daai oomblik kry van,
weet jy wat, ek is regtig vergewe. Ek is waardig. Hoekom gaan ek wil iets betaal waarvoor ek nie genoeg geld het nie? Hoekom gaan ek iets aanhou betaal wat afbetaal is? Hoekom doen ons dit? Ons doen dit nie in die regte wêreld nie. As my kar klaar afbetaal is, gaan ek nie vir die volgende 5 jaar nog steeds 'n paaiement betaal. Dis malligheid. Jy gaan jouself tot niet maak. Die mense gaan vir jou sê jy's mal. Maar ons doen dit met ons Vader. Ek vertrou hom nie regtig met my redding nie. Ek voel nie waardig nie. Want jy praat, jy het te doen met die verkeerde persoon. Jy het te doen met 'n persoon wat supposed is om dood te wees. Ek gaan nie alles reg doen in hierdie vlees nie, maar my fokus is nie gefokus op die prys wat ek nie kan betaal nie. Ek kan niks daaraan doen nie. Al wat ek kan doen is, ek kan fokus op die een wat waardig was om die prys te betaal, en omdat hy my waardig geag het en aarde toe gekom het en die prys betaal het en homself aan 'n kruis vasgespijker het, skree dit op my dat ek is waardig. Want hy sê, toe ek nog sondaars was, toe ons nog 'n sondaar was, het ons gestaan in die gehoor en gesê, kruisig hom. Jy dink jy was nie by die kruis nie. As jy al hierdie goed glo, van God het hy predestined, hy het self vooruitgesit, bewys dit dat hy is 'n God wat buite tyd is. Hy sê, ek het jou naam geken, nog voordat jy in jou moeder se skoot gelê het. Hy sê, ek weet al lankal daarvan. Met die skepping het hy al gesien, hoe staan jy by die kruis? Want hy is buite tyd. Toe Jesus aan die kruis hang, was dit net so goed, jy was daar. Want toe hy daar hang, toe sien hy vir jou daar. Hy het vir jou gesien in die crowd. Ek weet dit klink weird, dit mag dalk as jy sê, maar dis 'n God wat buite tyd is. Dit vir hom het dit klaar gebeur. Toe hy daar hang aan die kruis, toe sien hy, Elisel, daar's jy. So, ek doen dit vir jou. Jy dink jy was nie daar nie, jy was daar. Hy het geweet, 2025 gaan ons hier so sit en preek, hy het geweet toe hy hang aan die kruis. Hy het geweet vir elke een van julle wat hier gaan sit, hy het dit klaar vir hom uitgespeel. Hy is buite tyd, hy kan hier ingaan, daar ingaan, geskiedenis terug, hier, nou, whatever, hy is God. Hy is nie gekoppel aan tyd hier. Dr. Miles Monroe sê, tyd is 'n interruption in eternity. Verstaan, dit is net so 'n stukkie ding van ons wat hier ingesit is in 'n eternity en daar is tyd betrokke. Dis 'n onderbreking in ewigheid, maar dit was altyd daar. Was nie begin en 'n einde vir hom nie. Dit was altyd daar. En aan die kruis was jy daar. Hy het jou gesien. Jy gaan nie in iets niets kan wandel as jy nog vasklou in die ou toe. Jy kan nie. Jy kan nie. Dit is asof die Here vir my sê, kom vandag, vir eens en vir altyd, en kom klaar die saak uit met my. Vertrou my met jou redding. Jy is waardig. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy is geregverdig. Hoekom sal jy nog voel, daar's iets wat jy moet doen? Was die werk van Jesus Christus nie genoeg aan die kruis nie? Is dit wat ons dan sê, streng gesproke? Die werk is nie genoeg nie. Jesus, jou werk was nie, het was nie volbring nie. Daar's iets wat ek nog moet doen. Daar's iets wat ek uit my eie uit moet doen. Daar's 'n paar goed wat ek moet uitsort. En daar's niks nie. Kom ons lees Romeine 8. Dis my tyd het gevlieg. Romeine 8 vers 1. Therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Ouens, hierdie goed kan jy nie verander nie. Jy kan maar wat dink. Jy kan dit nie verander nie. Jesus se werk is genoeg. Jou fokuspunt moenie wees op jou tekortkominge nie.
Jou fokuspunt moenie wees op jou sonde nie, want jy is dood. Ek gaan nou Romeine 6 weer lees. My fokuspunt is nie op my skuld nie, want my skuld is afbetaal. Ek val nog, ja, maar dit is nie my fokuspunt nie. My fokuspunt is op die een wat my waarde geag het, wat hierdie lewe kom terugpurchase het, om dit vir my te gee. Hy het my so hoog geag, dat hy homself aan 'n kruis vasgespijker het, om hierdie lewe wat verlore gegaan het, hierdie God met mens, Immanuel, God met ons, te kom herstel weer. Om te kom restore, om terug te sit wat weggegaan het. Ons het dit gemaak vir eendag hemel toe gaan. En dis hoekom mense struggle. Ek en Louis het Vrydag oor gepraat. Jakobus sê, 'n double-minded persoon moenie dink hy gaan iets van die Here ontvang nie. Iemand wat konstant aan die twyfel is ek waardig, is ek genoeg? Moenie verwag hy gaan iets van die Here ontvang nie. Ja, Here, maar ek bid en ek vas en ek doen al hierdie goedes. Sê wat ek wil hê nie. Hy sê, die fokuspunt was liefde. Die fokuspunt was die Vader se liefde vir jou. My skoonpa is nou die dag, voor laasweek, die Here vir hom 'n wonderwerk gedoen. En hy vra vir my, hoe kan hy dit vir my doen? Ek sê, pa, as pa se seun, as PJ hier uitgaan en hy jaag net nonsens aan en word opgesluit en is, man, ek sê, gaan jy jou huis uit deure sluit vir hom? Ek sê, nee. Ek sê, dis die Vader se hart. Dis in my en jou. Dis om ons, rondom ons, konstant speel hy dit uit. Ek sê, hy doen dit nie. Hy sê, hy doen dit nie, hy ontvang jou. Ek sê, dis die krag van die kruis. Dis hoekom Paulus sê, ek is nie skaam vir die evangelie nie, die goeie nuusie. Hy sê, want dis die krag van God tot redding van siele. Hy sê, ek skaam my nie daarvoor nie. Ek kon dit sien voor my oë. Ek sê, dit is as gevolg van die kruis, as al genade vir my en jou. Ons kry goed wat ons nie verdien nie. Dis die hele ding. So jy gaan seker nie waardig voel nie. Maar dis nie jou fokuspunt nie. Want jy gaan nooit so voel nie. Maar jou fokuspunt is die een wat waardig is, wat my waardig geag het, om met sy lewe te kom terugkoop teen 'n prys. En ek gaan deur genade in en ek ontvang dit. Ek sê, Here, genade is onbeskryflik groot. Dankie, dankie. En ek sien hoe genade net deur sonde smelt. In 'n oomblik van geloof, toe hy glo, hy is vergewe, toe hy God se liefde vir hom glo, kom genade in en dit stop nie vir God, die sonde stop hom nie. Toe kon hy doen wat hy wil in hy man se lewe. Hy kon hom aanraak en genees, net omdat hy geglo het in die liefde van God vir hom. Hoekom sal hy dit vir my doen? Want hy is 'n liefdevolle Vader. Hy hou dit teen jou nie. Die prys is betaal, die platform is geskep vir jou om te floreer, om oor hy draad te spring soos hy springbokkie. Om nie ingekamp te wees nie, nie 'n geestelike dood te hê nie, maar 'n Christus waarheid sal heers in jou hart. Ten spyte van jou emosies kan jy jouself opstuur in die Here Jesus en jy kan uit 'n gat uitkom. Ons doen dit daagliks, dit is nie onmoontlik nie. Maar jy glo die leuen. Jy glo ek is nie waardig nie. Ek het te veel goed al verkeerd gedoen nou. En ek het al by die Here uitgekom en nou het ek weer geval en hy kan dit seker nie teen my hou nie. Elke dag is 'n nuwe dag. Elke dag is sy genade weer nuut. En onthou hy nie die dinge van gister nie. Jou fokuspunt is die liefde van God. Die Vader se hart vir jou, dat hy sy seun gestuur het. Hierdie is die gospel, hierdie maak jou vry. Hierdie is die krag van God tot redding van siele en van jou kettinge wat breek en val en die depressiwiteit wat uitkom. Dit is nie van die Here af nie. Dis double-mindedness. Dis omdat ons te veel dink ons is unworthy. En ons sê single-minded nie, en glo die Here Jesus nie. Ons is double-minded, ons glo twee goed. Ons glo in Jesus en glo in my eie werk ook om Jesus te beïndruk, want ek het nog 'n paar sonde wat ek moet uitsort.
Hy verheug hom. Hy sê, dis onmoontlik om sonder geloof God te behaag. Die wie na hom toe kom, moet glo dat hy God is. Moet glo dat hy die Vader is wat sy seun gestuur het uit liefde uit. En dat hy 'n beloner is vir die wat hom soek. Maar daai geloof werk net deur liefde. Want al maniere hoe ek waarlik kan glo, as ek glo as God my lief gehad het. As ek Johannes 3 vers 16 glo dat sy liefde is die pinnacle. Dit is die ultimate wat hy vir my gehad het. Die Vader se hart. Ek dink vanoggend aan, ek het al baie goed gedoen. Wat net naar is in my lewe. Ek het al vir 'n week in die huis toegesit gesit, want ek is te bang die polisie ry vir my huis, want hulle my sien gaan my opsluit. Ek was in 'n bekleier gewees. Ek klop seker goed, maar ek dink net tot aan in die worship. En ek sê, weet jy, ek kan al hierdie goed, daar sit my pa, ek kan vir hom alles vertel. Ek kan vir hom alles vertel wat ek al gedoen het in my lewe. Ons almal het al gelieg, ons almal het al iets gevat wat ons nie moes vat nie. Ons almal is 'n dief, ons almal is 'n leienaar, ons almal so gaan dit aan. As ek vir hom alles vertel wat ek gedoen het, kan ek vir jou garandeer, papa, gaan jy my wegwys? Nee. Hy doen dit nie. 'n Vader doen dit nie. En hy sê ons wat weet, hy sê ons wat nie eens weet hoe om goeie geskenke te gee nie. Hoeveel nie te meer die Vader nie. So, en daar sit my pa in die vlees en hy sê, ek gaan jou nie wegwys nie. Jy kan vir my wat vertel, dit gaan jou nie skei van my af nie. Ek is mal oor jou, jy's my seun. Daar's sy Vader hart wat deurkom die hele tyd. Niks kan jou skei van die liefde van God nie. Maar jou stupidity en jou sonde het nie vir God omkant gevang nie. Hy het dit ingereken by jou redding. Maar ek wil hê die kinders van die Here moet vrykom en oor die draad spring en verder gaan. Daar is goed wat moet wegval, ja. Wat nie saam met hierdie koning van konings wandel nie. Daar is sekere goed waarvoor hy 'n prys betaal het en tot niet gemaak het, wat ons nie moet entertain nie. Ja, dit is so. Maar nog steeds, ek sorg dat ek so naby as moontlik aan hom kom. Ek hou vir hom dop met alles wat ek het. Wat is sy volgende beweging? Soos die engele rondom God se troon, heeltyd 24/7. Heilig, heilig, heilig is God die Vader. Hulle hou nie op nie. Vir die ewigheid aan een doen hulle dit en dit voel vir hulle great tot in alle ewigheid in. Jy staan so naby in by die Vader, deur Jesus Christus, dat jy vir 'n ewigheid nou hierso sing, heilig, heilig, heilig is God die Vader, almagtige God. Jy hou nie op nie en dit gaan aan, maar dit voel vir jou soos 'n oomblik. Dit raak nie uitgeput nie. Dit is jou fokuspunt om so naby as moontlik. Nie aan jou sonde te fokus nie, maar aan die liefde van die Vader te fokus. Om in te delf in die hart van God in. Hierso het jy dit. Bederfste spul mense wat ek in my lewe gesien het. Met 'n woord van God in ons hand. Die mense wat die boek geskryf het dit nie so gehad nie. Vanoggend, gisteraand, toe ek nou voor hierdie laptopie sit, dingetjie, tablet sit, toe wil ek nou begin kyk waantoe gaan die Here gaan vandag en toe ek hom unlock, net om hom aan te sit om nou te begin iets doen. Die eerste boodskap wat opkom is 'n new update available op hierdie ding. Jy het al gekry op jou selfoon of goed is dan sê jy altyd new update available. As daar ook of 'n opsie remind me later of install now. Jy het self gesien. En ek vra vir die Here, wat is dit nou? Want dit vang toe my oog en ek sê, moet ek nou iets anders te preek of wat wil jy hê? Maar dit is tog, praat hy met my en sê, ja, Tron, dit is, hoe baie doen jy dit nie? Hoe baie kom die geleentheid en die gees van die Here nie oor jou en dan sê, hierso is die updates available, verstaan? Hier's nou 'n move, gaan jy dit doen of gaan jy dit nie doen nie? Gaan jy dit doen of gaan jy dit nie doen? Want jy gaan nooit reg voel nie, dit is altyd,
in die vlees, is altyd daai gevoel van ek is nie waardig hier, of al die goed waar ons nou gepraat het, of jy kry die verskonings vir te sê, ja, maar ek is nie daai ou nie. En, jy weet, God verwys homself toe hy met Moses praat as ek is, verstaan, hy sê, en ek dink toe daaraan, ek het al baie gehoor van mense wat sê, pas op om te sê dat ek is nie dit nie, of ek is nie dit. Net daai verwysing, daai vereenselwiging met die Vader van hy wat sê ek is, en hy sê vir Moses ek is, en hier kom ek, en ek sê die hele tyd ek is nie dit nie, of ek is nie dat nie. In God is jy alles. As daai woorde ek is oor jou kom in die toekoms, moet jy dadelik dink aan die Vader by Moses by die brandende bos wat gesê het ek is. En dan moet jy mooi kyk wat volgende uit jou mond uitkom. Want hy sê ek is tot alles in staat deur God wat my krag gee. So jy sê nie ek kan nie, ek is nie dit nie, of ek is nie dat nie, of ek gaan maar wag vir die volgende ou of whatever. Jy doen nie dit nie. Het is tyd dat elke ou sy confidence terugkry in die Here Jesus Christus. En sê ek is tot alles in staat. Wat het jy vir my gevra? Het jy vir my gevra, kan ek dit doen? En dan moet jou antwoord wees, ek is tot alles in staat. Ek mag dalk nie nou weet nie, maar gee my 'n go, wys my, dan sal ek vir jou wys, ek is tot alles in staat. Ek kan van mense vra wat my ken, ek is hier ou wat sê, ek kan nie. Ek is 'n seun van God. Die Here het al vir my gevra in worship, nou my hoogste vorm van worship is maar in die stort. As die water oor my val, dan is nie noodwendig met musiek en goed nie, maar dit is as ek daar staan en die water blok alles uit en ek hoor in die water en ek praat met die Here en hy het vir my gevra, hoekom is jy soos wat jy is, Tron? En ek sê, ek weet nie, dis as gevolg van die genade en jou barmhartigheid wat gemaak het dat ek is wat ek is. Hoe bedoel jy, as jy aan 'n antwoord is, nie genade uit dat ek is wat ek is. Hy sê, hoekom is jy so? Hoekom is jy so wat jy is? Sorry. En die Here sê vir my, want die dag toe ek jou gered het, het jy geglo in jou hart dat jy 'n seun van God. En ek is in awe, want ek dink terug aan my lewe en spesifiek in daai oomblik toe die Here my gered het. Weet jy wat, ek het nie gevoel soos ander mense in die kerk, want ek het nie geweet hoe kerk opsette regtig werk nie. En goed, ek was in awe van die pastore en die leiers en goed, ek het nie gevoel soos een van hulle nie. Maar die ding wat ek aan my hart gevoel het en geglo het, is ek het geweet ek is 'n seun van God en ek het geweet God gaan massiewe goed in my doen. Ek het nie geweet hoe nie, want ek het so baie gehakkel daai tyd en goed, alles het teen my gewys. Verstaan? Maar ten spyte van wat my vlees my vertel en my emosies my vertel, het my hart anders te getuig. Ons almal se harte getuig anders te. Daar's 'n hoop, 'n lewende hoop binne in elkeen se hart wat jy sit en jy weet dit. Jy hou terug. Ons hou terug in hierdie lewe. Hoe vinnig het hierdie 75 jaar nou gegaan? Come on. As ek hierdie geloofswolk van geloofs in my skare om ons sien en hoor, hulle soos ouens, go. Moenie terughou nie. Vir die wêreld is dit foolishness. Maar vir my, hierdie woord is die krag van God. Die wêreld verstaan dit nie, want hulle is nie gewederbore nie. Daai waarheid het nie in hulle harte kom val nie. Wat waarheid in jou hart kom val, moenie dit confuse nie, moenie terughou nie. Moenie dat die kind jou aandag aftrek nie. Ons baie goed wat jou aandag kan aftrek. Die Here doen strategiese goed. Hy doen dit met 'n rede. Verstaan? Hy wil kyk, waartoe gaan jou aandag?
Dit gebeur 10 keer erger daar buite. Jy het nog 'n selfoon ook met Facebook en WhatsApp en wat alles is. Jy baie goed is al wat jou aandag aftrek. Wat jy klein goedjies wat jy dink is onskuldig, maar kom in en sê, wat maak dat jy sê jy is nie waardig nie. As jy 'n oomblik toe ek sien, daai man glo my. Hy's vergewe. Toe kom doen die Here dit vir hom. Toe kom genade in en smel deur alles. Hy was donderdag aand daar by ons huis. En toe sê hy vir my, of toe praat ons so en goed is, en toe sê hy weet nie wat dit was nie. Hy sê maar hy weet daar's 'n God. Hy sê ek het hom ervaar en is 'n magtige wese. Ek sê wow. Hoeveel keer en ek glo vanoggend weer, jy weet, daar's niks wat jy kan doen nie. Kom oor dit nou, asseblief. Daar is nie 'n werkie of 'n dingetjie wat vir jou gaan maak dat jy anders te lyk voor God nie. As ek en jy voor God staan, lyk ons presies dieselfde. Hy sien vir Christus Jesus. Voor dit toe ons staan by die kruis, toe lyk ons presies dieselfde, verduister. Sien dat jy meer sonde as ek het nie. Die een beter as die ander een is heilige lewe nie. God, as jy in die Here Jesus is, hy sien nie dit raak nie. Hy sien vir Jesus raak. Hy sien nie wat jy sien nie. Hy steur hom nie aan wat jy voel nie. Jy sien 'n vuil mens dalk in die spieël. Iemand wat net sleg is en unworthy is, dis wat jy, is 'n leuen wat jy jouself vertel, wat teen die beeld van God praat. Moenie dit doen nie. Vertrou hom, glo hom, dat sy liefde, so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, Johannes 3 vers 16, sit dit op, sit vers 17 ook op asseblief. Van Johannes 3, gaan ons nou klaar maak. Ek het nog eens Romeine 8 klaar gelees nie. For God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave up his only begotten unique son, so that whoever believes in, trusts in, cling to, relies on him shall not perish, come to destruction or be lost. Dis die Amplified Classics het 'n paar ekstra daar, maar dis flipping great. Come to destruction. Whoever believes in him shall not come to destruction. Moenie daai leuen glo nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Die ding waartoe jy gaan is nie gemaak om jou te destroy nie. Is gemaak om jou te promote. Die storm waartoe jy gaan is gemaak om jou te bevorder. Dis nie 'n vernietiging nie. Hoe anders gaan ek my geloof uitleef as ek nie 'n storm het nie? As ek niks het om voor te glo nie. Ek embrace nie storms nie, maar ek so wat? Ek gaan nie tot niet gaan nie. Ek is seun van God. Ek word nie gebeheer deur my emosies nie. Ek word nie gebeheer deur 'n storm nie. Hy sê vers 17. Hy sê, for God did not send the Son into the world in order to judge, to reject, to condemn, to pass, to sentence on the world, but that the world might find salvation and be made safe and sound through him. Gaan nog aan, vers 18. He who believes in him, who clings, trusts, relies on him, is not judged. He who trusts in him never comes up for judgment. For him there is no rejection, no condemnation. He incurs no damnation, but he who does not believe, cleave to, rely, trust on him, is judged already. Okay, dit is buite Christus, dit is die hele nie. Hy sê, maar daar is nie, as jy in Christus is daar nie 'n oordeel op jou nie. Want die oordeel was oor sonde. En die sonde is in die kruis vasgespijker. Jesus is daar as 'n verteenwoordiger van ek en jy. Hy neem ons plek in.
Dit wat vir ons bedoel was, vat hy op hom. En hy betaal die prys vir my, en jy hoef te betaal nie. Hierdie is die mees bevrydendste boodskap in die wêreld, in die heelal, wat jy ooit gaan hoor ter sprake, is dat die prys is betaal. Daar's 'n berg van jou skouers, 'n man, alles is oopgebreek vir jou nou. Hierdie is lewe en lewe in oorvloed. Hierdie is vir nou. Hy sê, kom ons lees dit gou weer, Romeine 8 klaar. Therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ, who believes in him as his personal Lord and Savior. For the law of the Spirit of life which is in Christ Jesus, daai is lewe. The law of the Spirit, wat in Christus Jesus is, has set you free from the law of sin. Daai skuld wat jy wil try betaal elke dag, van jy voel nie waardig nie, en jy is dit nie, of jy is dat nie. Hy het jou vrygemaak van daai af. Hoekom doen jy dit? Hoekom betaal jy iets wat lankal afbetaal is? Die kerk doen dit nie. Die kerk is die goeie nuus. Dit is die lig op die berg. Dit is bevrydend. Dit maak mense vry en sê, my vriend, jy betaal iets wat lankal al betaal is. En dan, wat vertel jy my nou? Het die Vader het vir my gedoen? Het hy my genees? Hoekom doen hy dit vir my? Ek staan vol sonde. Ek sê, daar is die probleem. Dit is in die kruis vasgespijker. Jy is nie vol sonde nie. Jy is nie 'n sondaar nie. Moenie sê saam in die wêreld, ek is maar net 'n mensie. Ek is maar 'n sondaar nie. Nee. Jy is nie net 'n mens nie. Jy is 'n godsmens. Die lewende God lewe binne in jou. Jy is nie normaal nie. Jy is bonatuurlik. Jy is nie 'n sondaar nie. Jy is skoon gewas deur die bloed van Jesus. Daar's 'n baie duur prys vir jou betaal. Waar is jou aandag? Moenie jou aandag uitleen vir hierdie ander goed nie. Dit maak die krag van God tot niet, wat jy so graag wil hê moet manifesteer in jou lewe. Fokus op, ek is 'n vergewe, hoe sal ek sê, ek is 'n mens wat vergewe is. Ek is skoon gewas deur die bloed. En weet jy wat, as jy dit sê, dan moet jy area maak in jou lewe daarvoor. Dis een van die goed wat die Here vir my gesê het. Hy sê, hoekom glo jy dit? As jy met dit geglo, jy is 'n seun van God van die begin af, en toe sê die Here vir my, toe maak jy plek in jou lewe vir alles wat jy sê. As jy oor genade praat, as jy oor verlossing praat, as jy met iemand sê, maar jy hoef nie skuldig te voel, jy is waardig, dan moet jy seker maak, jy maak plek in jou lewe vir dit. Ek het plek gemaak in my lewe vir iemand wat vergewe is. Ek het plek in my lewe gemaak om koninkryk te verstaan. Ek het plek in my lewe gemaak om te kan insien in die koninkryk en nie net te kykie, maar in te gaan en te explore. En ek sien dit manifesteer in my lewe. Ek het niks tekort nie. God kyk baie mooi na my. Ek is sy witbroodjie. Hoekom? Want ek glo dit. En dit begin by liefde. Ek het geglo sy liefde vir my is waar. Dis hoekom sy seun gestuur het, die kruis bewys die waarheid daarvan. En die geskiedenisboeke in die wêreld sê, daar was 'n kruis. Moenie double-minded wees nie. Wees single-minded in dit wat jy glo. Wees single-minded dat Jesus Christus is die complete payment op my sonde en jou sonde. En ek is vrygekoop. En ek lewe nou 'n nuwe lewe. Nou. Nie hemel toe gaan eendag nie. Ons gaan hemel toe. Ek vat dit nie weg van ons af nie. Die fokuspunt is daai nuwe lewe nou. Amen. En dit begin by vergifnis. Hy sê vers 3, for the law, for what the law could not do, that is overcome sin, or remove its penalty, its power, being weakened by the flesh, man's nature, without the Holy Spirit. God did. He sent his Son in the likeness of a sinful man as an offering for sin, and he condemned sin in the flesh. Dis hoekom ons genesing vir jou. Hoor vanoggend, wie het hulle hande opgesteek? Hoor jy? Sonde is tot niet gemaak in jou. Waar's nog? Hier was nog mense. Wat jou naam? Jacques. Genesing vir jou, my vriend, deur Jesus Christus. En Anthony vir jou ook. Dis as gevolg dat hy die sonde in sy vlees tot niet gemaak het. Dis omdat ons glo nog as ek is infected met iets. Jy is nie infected met iets nie. Dis omdat jy glo die verkeerde ding. Jy is infected met die hemel, ja.
En uit daaruit vloei daar genesing. Anthony, use this storm. Ride this storm. The peace of God is going to bring order in that body. I promise you that in Jesus' name. I say, for what the law could not do, overcome sin and remove its penalty, its power, being weakened by the flesh. I say, my flesh kon dit nie reg kry nie. Die law is die hele wet is daar gesit om te wys ons kort redding. Die hele law in Galasiërs praat van, dis 'n skoolmeester, dis 'n onderwyser. Hy wys na iets. 'n onderwyser wys altyd na die bord. 'n Onderwyser sal altyd vir jou sê, moenie na my kyk nie. Ek gaan nie die skool kry nie. Kyk nou wat ek wys, kyk nou wat ek leer. Dis die real deal. Dis presies wat die wet gedoen het. Dit wys na Jesus. Dis 'n lawmaker, maar hy sê in Galasiërs, ons was onder die toesig van 'n teacher. Dis wat hy wys. Wys na redding. En daai redding het gekom vir my en jou. Moenie so skuldig voel nie. Daar waar die gees van die Here is, daar's vryheid. Daar's vreugde. Daar's joy. Maar daai vrug van die gees begin met liefde. Want al daai is vasgevang in die liefde. Vertrou God se liefde vir jou. Groter liefde as dit gaan jy nie ervaar in jou lewe nie. Groter liefde gaan jy nie ken nie. Vertrou God se liefde. Dit was genoeg. Ons maak klaar. Ons gaan weer aangaan hiermee. Here Jesus, ek dank U. Ek loof U en ek prys U, Here Jesus. Dat U hierdie goed vir ons bestem het, Here. Here, net die weet, net die blote feit in my hart nou dat ek hierdie woorde kan praat oor my mond en my lippe is gaan my verstand te bowe, Here. Dat 'n mens hierdie dat ek genade ontvang het om hierdie waarheid te kan praat, Here, dankie, Here. En dankie vir U waarheid wat vrymaak vanoggend. Hier's mense wat hier ingekom het, Here, wat skuldig gevoel het, wat nie gevoel het hoe gaan hulle weer herstel nie. Maar as ek sien in die gees loop ons baie keer 5000 meter van die Here af weg. En is in 'n oogwink as jy omdraai dan sien jy hier staan hy agter jou. Jy mag dalk ver voel. Hy is reg by jou. Hy is reg by jou. Hy is nie soos 'n mens nie. Hy draai nie sy gesig weg van jou af nie. Hy skyn sy gesig op jou. Niks kan jou skei van die liefde van God nie. Dit was die liefde wat sy seun gestuur het. Ek het hom nie eens gekies nie. En toe gaan hy vir ons dood. En nog meer. Here het opgestaan uit die dood uit. Alle mag en gesag ontwapen en het oorgehandig aan die mensdom. Dankie, Here Jesus. Ek dank U vir genesing in hierdie plek nou. Vir elkeen wat hulle hande opgesteek het en vir hierdie wat dalk te skaam is om hulle hande op te steek. Ek spreek jou vry in die naam van Jesus Christus. Ek spreek jou vry in die naam van Jesus Christus. Glo in God se liefde vir jou. Glo dat jy is die prized possession. Dat sy oë was op jou toe hy aan die kruis is. Ja, dit bring vir ons 'n heelheid. Dit bring 'n orde in ons liggame. Ek bid vir elkeen wat hulle hande opgesteek het nou. Ek bid vir genesing in hulle liggame. Here, ek bid vir 'n openbaring, 'n waarmaking van die seun van God binne in elkeen. Ek bid vir seenskap, dogterskap, 'n aanneem, totale aanvaarding. Harte wat net release nou en wat net oopgaan en net die Here Jesus Christus aanvaar, wat net die waarheid aanvaar, wat net die liefde aanvaar, wat die versoening aanvaar. Soos wat Paulus sê, ek smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening wat God gebring het. Ek sien hoe gaan die harte oop. Ek sien hoe aanvaar hulle dit. Ek hoor in my gees, daar kom 'n tyd. En dis nou. Wat hardkoppige mans en vrouens, narcistiese tipe van attitude, net self, gebreek gaan word. En erken, ons word beheer
vanuit 'n geestesriem uit. Soos wat Jesus gesê het, hierdie God moet net deur gees en in waarheid aanbid word, want dis wat hy is. Ek sien 'n totale surrender. Hardkoppigheid wat wegval en 'n hart van klip wat vervang word met 'n hart van vlees. Ek dank U wat U doen in hierdie plek nou, Here. Ek dank U, Heilige Gees, dat vir U werk wat U doen, U bediening wat U doen, U preekwerk wat U doen binne elke ene. Ek vra U, Heilige Gees, dat U sal aanhou preek hier waar ons uitgaan. Dat U sal aanhou genees. Elke een wat siek is en wat nie reg voel nie, dat U 'n paadjie met hulle sal stap nou, Here. That we can speak peace in the storm. Perfectly order. Ek dank U hiervoor, Here. Ek dank U vir die autoriteit wat U in elkeen se mond geplaas het. Ek dank U vir die woorde wat ons gaan praat, van ons is waardig. Ons is genoeg en ons is gesond en ons het genoeg. Dank U vir hierdie lewe, Here. Ons gaan oor in heerskappy en ons gaan oor in 'n koningskap in nou. Ek dank U daarvoor, Jesus. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek sien nie eens waar ek staan nie. Sorry. Ek beweeg so baie. Dankie julle. Blessed Sondag. Julle is geseënd as gevolg van die kruis. Julle is vergewe, julle is vry, julle is vrygespreek. Gaan in die vrede van die Here en geniet die lewe. In Jesus naam. Blessings. Amen.